Jesus, groot beamal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende woord. Goeiedag. Ek het gister gewys hoe dat God se belofte in die verbond, dat uit die nageslag van Abraham in menigte nasies geseën sou word, volgens professor Aldo Koenig, eintlik beteken het dat Israel nie geroepe was om na die volke toe te gaan nie. Hulle moes net aan die Here getrou bly. Dan sou hulle so seën dat die volke kom kyk en deel sou kry aan die seën van die Here. Dit verander dan in die Nuwe Testament, waar Israel uit hierdie posisie verwerp word en die disippels na die heidene toe moet gaan. Die teleurstelling is egter dat die sogenaamde Oud-testamentiese sendingmetode toe nooit in die Ou Testament gewerk het nie. Israel was nooit werklik oor lang tydperke aan die Here getrou nie. Inteendeel, veral Jesegiel moet hulle later verwyd dat die teendeel gebeur het. In plaas daarvan dat hulle die volke oorreed om die Here te eer, spot die volke met die Here, omdat hy die volk oor hulle ontrou en ballingskap laat gaan het. In plaas van om eer aan die Here te bring, bring hulle oneer op sy naam. Al wat julle pas, Israel, is skaamte en skande oor julle optrede, sê Jesegiel 36 vers 32. As Jesus dan, as die laaste en die groot profeet, weer vir Israel tot bekering kom roep, en hulle einduit nie luister nie, maar hom verwerp, het hulle maat vol geword, en word die koninkryk van hulle weggeneem. Daarvan het ons reeds gister gehoor. Maar wat het nou van die nageslag van Israel en die nasies geword? Is die belofte dan tot niet? Paulus werk in Galasiërs 3 met Abraham, en hy gee uitleg van die nageslag van Abraham, wat om die minste daarvan te sê, baie vreemd voorkom, en so iets wat ingewikkeld klink. Paulus skryf oor die verbond met Abraham, die seën aan Abraham, en die beloftes aan Abraham, en dan vervolg hy, God het sy beloftes aan Abraham en sy nakomeling gegee. Daar staan nie aan nakomelinge meer as een nie, maar aan jou nakomeling, net een, en hierdie nakomeling is Christus. Dis wat Paulus sê. Dit lyk na 'n uiters vreemde uitleg. Die belofte kom dikwels in die Ou Testament voor, maar daar staan deurgaans nageslag. En nageslag impliseer baie mense. Trouwens, die Here beloof self aan Abraham, kyk op na die hemel en tel die sterre as jy kan, so baie sal jou nageslag wees. Hoe kan Paulus nou daarvan een persoon maak, en die een sou dan Christus wees? Dit beteken Paulus skryf dat Abraham eintlik net een nakomeling gehad het, en die was Christus. Maar dit kan ons nooit werk nie. Dit kan wel, want die nageslag soveel soos die sterre aan die hemel het nie gewerk nie. Ons het mos dan net die geskiedenis gevolg. As Israel en die Here getrou was, sou die Here hulle so seën, dat die volke na Jerusalem sou stroom en die Here daar kom dien. Dit was God se doel met die verbond met Abraham. Dit was glad nie om 'n aparte volk te bou, wat geen kontak met die nasies het nie. Die volk moes die aantrekkingskrag wees, waarmee die Here al die nasies vir hom wou wen. Maar toe was hulle ontrou, en daarom het dit nie gebeur nie. As Paulus se verduideliking so 'n bietjie ingewikkeld en gedwonge kyk, sal ek môre dit verder probeer verduidelik. Kom ons bid saam. Dierbare Here Jesus, dankie dat U van die begin af bedoel het, dat alle mense, alle nasies, moet deel in die seën van U verbond met Abraham. En dankie dat U, Jesus Christus, dit vir ons moontlik gemaak het. Amen.